As mens dink oor die implikasies van Kersfees, dan gaan dit ook oor kwesbaar wees in vooruitkyk. Ons sukkel om regtig vooruit te kyk. Aan die een kant kan 'n mens voel jy het 'n uitstekende jaar beleef, en dan is dit maklik om vol hoop toekomsplanne te maak en te begin dink voor die nuwe jaar aanbreek. Aan die ander kant, as jy voel die afgelope jaar was vir jou 'n nagmerrie van een uitdaging na die ander, dan voel die nuwe jaar regtig soos 'n totaal onbekende landskap. En dan is 'n mens ook versigtiger om soort van planne te maak. Ons sal almal graag sekerheid hê, maar die waarheid is dat niemand van ons regtig seker is hoe die pad vorentoe loop nie. Dis onseker, dis broos. En om kwesbaar te wees vooruitkyk beteken om die nuwe jaar met 'n oop gesindheid te betree. Dit impliseer dat ons eerlik met onsself moet wees om te erken dat ons nie alles weet of beheer nie, en tog bereid moet wees om oop te wees vir groei en om te leer. Die apostel Paulus herinner ons in 2 Korintiërs 5 vers 17, iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. En hierdie wysheid wys dat ons identiteit nie vasgevang word in ons verlede nie. Kwesbaarheid help ons juis om ons nuwe identiteit te omhels. En ons moet onthou en vashou dat ons identiteit in Christus juis nuut gemaak word. Dit vra dat ons die ou met loslaat en selfs die dele wat ons wil vashou met nederigheid en openheid sal vashou. Openheid om dit te verander, om die nuwe pad te betree as nuwe identiteit wat God vir ons wil oopmaak. Dit kan impliseer dat ek en jy 'n nuwe jaar gaan begin met 'n besluit om meer autentiek te leef. Dalk beteken dit om jou vrese te erken en tog jou roeping te volg, om jou verhouding met meer eerlikheid en liefde te benader. Kwesbaarheid te vooruitkyk gee vir jou die moed om te sê, ek weet nie wat wag nie, maar ek vertrou dat God my nuut maak, want ek is 'n nuwe mens in Christus. Brené Brown wys daarop dat die moed om kwesbaar te wees die sleutel is tot transformasie. So wanneer ons broosheid erken, dan maak ons ruimte vir groei en vir die nuwe identiteit wat God besig is om in ons te vorm. So dink 'n oomblik wat 'n ou identiteit jy wil agterlaat en dink wat 'n nuwe identiteit jy graag sal wil omhels in Christus. Wat is die tekens daarvan? Die ervarings daarvan wat jy reeds begin beleef. Dink daaraan en wees kwesbaar in vooruitkyk. Leef geïnspireerd.